Right, graad 12, ons is by vraag 7, maar ek verwelkom ook graag die graad 11 hierso, want julle het ook sirkelmeetkunde gedoen, en die mooi naam vir dit is die kliniese meetkunde. So wat moet jy als leer? Of, ja, ken uit jou kop uit, né? So goed ken soos die palm van jou hand, is hierdie goedjies. Nou, wat ek hier vir jou het, is 'n opsomming van al jou stellings. Okay, ignoreer wat se nommerstelling dit is. Jy moet net weet, daar is 'n middelpunt in koordstelling en wat jy uit dit kan kry. Daar's inteendeel 3 goed wat jy daaruit kan kry. Hier is die 3 goeters. Dan kry jy ook die disprin, soos ek julle van vertel het, dat enige halwe sirkel se hoekie daar by die omtrek is 90. Hierso is natuurlik ook nog deel van die 3 wat ek na verwys het, van die koord en radius of middelpuntstelling. Dan weet ons die middelpuntshoek is altyd 2 keer groter as die omtrekshoek. Ok, hierdie is maar net 'n omgekeerde van hom. So al die stellings is in jou boek, en dan wat ek graag wil beklemtoon is hierdie wat gehighlight is. Nou, hulle gaan altyd vir 1 punt vra, jy moet die stelling voltooi. En dit is die ontbrekende woorde wat jy gaan gebruik vir dit. So, druk maar die pausknoppie as jy 'n bietjie wil deurlees. Ek sal nogal voorstel dat jy dit doen. Andersins raadpleeg jy die notas in jou boek. Dan gaan die stellings maar net nog verder, dat hierso, ek praat altyd van 'n strikdas, dit lyk soos 'n strikdassie, dat hoek P en hoek M gaan gelyk wees aan mekaar, en hoek R en hoek T gaan gelyk wees aan mekaar. En dan die volgende enetjie is 'n koorde vierhoek, want jy tel 1, 2, 3, 4 koorde, so dis 'n koorde vierhoek, en dat daai buitehoek gaan gelyk wees aan daai teenoorstaande binnehoek. En dan die ander koorde vierhoek enetjie, wat ek net graag vir jou wil soek, is hierso, dat hoek I plus hoek D gaan 180 wees. En dieselfde geld met hoek Q en hoek A. Saam is dit 180 grade. So daar is dit vir jou so aangedui. Dan die laaste paar stellings wat jy kry is raaklynstellings. Nou hierso is hulle. Stelling 8, stelling 7, stelling 9. En weer eens let op die gehighlighte dele, dis die woorde wat hulle gewoonlik uitlaat, in 'n sin wat jy natuurlik moet voltooi. Nou goed, ek het julle vertel al van raaklyne uit dieselfde punt uit, dat daai sylengte gaan dieselfde wees as daai sylengte, nie verby die raakpunt of die raaklyn nie, né? Ons praat nie van verby die raakpunt nie. Die raaklyn van daar tot daar is gelyk aan daar tot daar. En dan die ander enetjie wat ek nogal gewild is hierdie hoek wat gevorm word tussen hierdie raaklyn en koord, is altyd gelyk aan die teenoorstaande binnehoekie daar. Reg? En dan kan ek dieselfde redenasie met hierdie hoekie wat gelyk gaan wees aan daardie hoekie daar. Reg, so dit is die voorkennis wat jy moet hê as jy vraag 7 en vraag 8 gaan tackle van vraagstel 2. Reg, soos beloof, is daar altyd 'n ontbrekende woordjie wat ons hier moet invul, want hulle vra, voltooi die stelling. So as ons hom lees ons die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die som van die wat se binnehoeke. So nou het hulle sommer teruggegaan na graad 8 meetkunde toe. En ek meen regtig ouens, hierdie antwoordjie is so maklik soos om te sê teenoorstaande. So, vir 1 punt. So lees net die sin en vind die regte woord om daarin te vul sodat die stelling waar is. Reg. Nou kom ons by die lekker goed. Hulle gee vir jou hierdie verskriklike groot skets en jy moet uit hierdie skets uit 'n paar vrae beantwoord, maar jy moet vir alles redes gee. Nou onthou jou graad 8 meetkunde, graad 9 meetkunde, graad 10, graad 11 gaan alles hier ter sprake kom of iets wees wat jy in ag moet neem, né? So wat lekker is van hierdie meetkunde is jy gaan altyd 'n hoek gevra word of 'n sy en dan moet jy, soos hulle hierso sê, redes verskaf. Nou sê nou maar jy weet nie die rede nie, maar jy weet wat die hoekgrootte moet wees. Beloof vir my dit dat jy ten minste die grade sal neerskryf, die hoekgrootte of die sylengte, al is dit nie nou met 'n rede nie, dat jy dit moet kan uitwerk of kan neerskryf, want dan kry jy ten minste een van die 2 punte elke keer. En dan, gepraat van punte, as 'n vraag 2 punte tel, by vraag 7 en vraag 8, dan kan ek jou beloof, jy gaan direk die antwoord kan sien.
So jy hoef nie dan tussenin berekeninge te doen nie. So kom ek beplan sommer vooruit en kyk gou na die vraag. Dis 2 punte, dis 2 punte, 2 punte, 2 punte, 2 punte, wat dan beteken ek gaan elke keer die antwoord direk kan aflei of kan sien. Reg. So as ek dan nou gaan na die eerste enetjie toe, hulle vra vir ons vir hoek F1. Nou ek gaan nie te veel lees eers nie, ek gaan eers na die vraag toe gaan. En die vraag is F1. Nou F1 is hierso. Nou kom ons kyk. Ek het hier lyne wat parallel loop, so kom ek highlight hulle vir jou. En as jy parallel lyne sien, dan kan jy mos die graad 8 meetkunde wat jy gedoen het, kan jy vir van gaan soek. Ooreenkomstige hoeke, koopbinne hoeke, verwisselende hoeke. OK? So dit sal nogal nice gewees het as ek daai hoekie kon gehad het, want dan het hy verwisselend gelê, nee. Maar hy doen nie, so nou moet ek 'n ander plan volg. Nou goed, ek gaan hierso vir ons highlight dat hierso is 'n raaklyn en ek sien hier's 'n hoek gegee tussen hierdie raaklyn en hierdie koord. So dit beteken ek gaan dan vir F1 kan bereken, want dit is hoek tussen raaklyn en koord wat hier ter sprake is. So ek gaan dit so skryf. 7.2.1 gaan ek sê, hoek F1 is gelyk aan 68 grade en die rede is hoek tussen raaklyn en koord. En dan 'n baie belangrike ding wat jy moet doen, is vul dit in soos wat jy dit bereken het, want, soos ek nou al baie keer gesê het, die vrae volg op mekaar. So waarskynlik gaan ek uit hierdie hoek uit moet kyk, om dalk die volgende antwoord te kry. Nou ok, daar wys ek dit eintlik sommer al klaar, dat ek sien dis B3 wat ons volgende moet bereken, en ek het nou net vir jou die geel lyne geïdentifiseer, en dit is die N wat op sy sy lê. So ek kan vir hoek B3 bereken, of ek moet nie eers die woord bereken gebruik nie, ek kan hom gaan aflees as 68 grade, en die rede sal wees verwisselende hoeke, die twee lyne wat parallel is die gele, so dis FG parallel aan BD, en dan maak ek my hakkie toe, dan is my rede volledig. Reg, weer eens, gaan vul hom in, dat jy hom bereken het. Jy kry 'n antwoordboek, so vul dit in op die prentjie op die antwoordboek. Reg, nou volgende ene. Hulle vra vir E2. Nou E2 is daar, en ek dink, as ek nou weer eens, weer die vrae volg op mekaar, ek het nou net die 68 uitgewerk, so ek gaan waarskynlik moet werk met die 68. En nou gaan ek vir jou gou sê wat jy moet sien. Nou, hierdie is 'n koorde vierhoek, want 'n koord is 'n lyn wat van die omtrek tot die omtrek gaan, so, en hierdie is dan 'n buitehoek, die E2 wat ons moet bereken, dis 'n buitehoek van hierdie koorde vierhoek, wat ons bereken. So, dit beteken, hy gaan gelyk wees aan hom, nee. Reg, so nou kan ek baie gerieflik die volgende doen, deur te sê 7.2.3, hoek E2 is gelyk aan 68 grade, en die rede sal wees buitehoek van koorde vierhoek. En vul dit in asseblief, want ons het hom nou net uitgewerk. Reg. Die volgende vraagetjie vra vir F2. Nou F2 is daarso, en ons het nou net daai hoekie daar bereken, maar kom ons kyk, hy tel 2 punte, so jy hoef nie te twyfel nie, daar sal 'n manier wees waar jy dit direk kan sien of sal kan identifiseer, nee. OK, so F2 is daarso. Nou, jy sal onthou,
toe ons 7.1 gedoen het ons 'n stelling, 'n sinnetjie voltooi wat gesê het, die buitehoek van 'n driehoek is gelyk aan die twee teenoorstaande of die teenoorstaande binnehoeke. Nou kyk gou waar sit hierdie driehoek. Ek gaan net gou 'n funky kleur hierso vat. Hierso is 'n driehoek, nê? En sy sy is verleng, wat vir my lei na F2 toe, wat die buitehoek is van die pers, nou nê? En jy het die 20 en jy het die 68. So dit gaan vir jou dan die antwoord gee van 7.2.4. 7.2.4 gaan jy kry, hoek F2 is gelyk aan 20 grade plus die 68, so ek gebruik weer eens my vorige antwoord, en dit gee vir my 88, die rede is buitehoek van driehoek. Ok, en vul dit asseblief in, want jy weet nooit, ons het hom dalk nodig om vir D te bereken. Nou goed, vir D sit hierso. Hy tel 2 punte, so ek behoort die antwoord direk te kan sien. Nou dis eintlik al klaar vir jou gehighlight. Kyk, die groen volg die rooi kolletjie. Dit is 'n koorde vierhoek en daar's 'n stelling wat gesê het dat hierdie hoekie plus die hoekie wat ons moet uitwerk is saam 180 grade, want dit is 'n koorde vierhoek. Hulle twee teenoorstaande hoeke is simplementêr. So ek gaan nou gaan en sê 7.2.5 en ek gaan sê hoek D is gelyk aan 180 grade minus die 88 grade, wat vir my gee 92 grade, en die rede sal wees teenoorstaande hoeke van koorde vierhoek. Alright, en dit is die slotsom. So die goue geheim en reël is maar altyd hier, dat sodra jy 'n hoek uitgewerk het, vul dit in op jou skets, want dit dra by tot die volgende vraag. En sê nou maar jy het verkeerd gewerk. Kom ek wys vir jou. Sê nou maar jy het vir F1, sê nou maar gekry 48, maar jy het nou 48 deurgehou. Jy het hom hier gebruik, jy het hom hier gebruik, jy het hom hier gebruik, en op die ouende die antwoord wat dan nou anderste sou wees en hier gebruik het, en jou redes is dieselfde as myne, gaan jy net 2 punte kan verloor, want jou eerste een is heeltemal verkeerd. So, moenie opgee as jy nie die eerste ene kan sien nie. Probeer 'n baie na aan antwoord te kry met 'n gepaste rede, en dan daarvan af kan ons werk. Maar moenie elke keer 'n ander hoek gaan gebruik nie, want die vrae volg op mekaar. Meetkunde vertel altyd 'n storie. So voltooi jou storie deur die regte stellings te gebruik. Ok, vraag 8 gaan oor dieselfde werk wees, so ek sien jou sommer nou.